geliefdes, ek groet in die lieflike naam van Jesus Christus. Ons het gister gekyk na Petrus en die ervaring wat hy met Jesus Christus gehad het, die openbaring wat hy gehad het van God, dat Jesus die Seun van God is, en dat hy erkenning gehad het van die openbaring, en dat hy toe 'n belydenis gemaak het, en ons het ook gesien dat dit belangrik is vir ons om soortgelyk Jesus te ontmoet. Nou is die vraag natuurlik, is dit moontlik vir jou en my om 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus te hê, van aangesig tot aangesig, net soos Petrus gehad het? En u mag dalk vir my sê, dit is nie moontlik nie, want Jesus Christus beweeg nie meer op aarde soos 2000 jaar gelede nie. Ek wil tog vir u sê, ek reken dit is moontlik, en wel om die volgende 2 redes is dit moontlik. In die eerste plek, Petrus het Jesus Christus geken as Jesus die rabbi saam wie hy geloop het. Tot op daardie dag daar by Caesarea Philippi, wat het hy nie openbaring gehad dat hierdie man wat hy in vlees en bloed geken het, die lewende God, die Seun van die lewende God is nie. So hy het nodig gehad om nog steeds openbaring te gehad, al het hy met hom saam gewandel. En wil ek vir u sê, Jesus Christus is onveranderlik as die verheese heiland, as die Seun van die lewende God is hy onveranderlik. En moet ons hom op daardie vlak leer ken. Ons het nie nodig om die timmerman te leer ken net soos Jesus Christus nie. Ons het nodig om die verheese heiland te leer ken. En dit is wel moontlik. Jesus Christus is dieselfde, vandag en gister en tot in alle ewigheid. Nou die tweede is die openbaring het nie gekom deur multisensoriese ervaring of deur intellek of studie nie. Die ervaring, die openbaring wat Petrus gekry het gekom nie deur vlees en bloed nie. Dit was gefasiliteer deur die Heilige Gees self. En geliefdes, daarom is dit baie moontlik dat u en ek ook dieselfde ervaring en openbaring kan hê, en 'n openbaring van die Heilige Gees kan hê, dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is. Dit moet net gefasiliteer word deur die Gees in ons lewens. So om hierdie 2 redes glo ek van, dit is werklik moontlik dat ons dieselfde ervaring kan hê as wat Petrus gehad het. Ons moet dan net verder voortgaan en dit bely. Ek lees vir u graag Johannes 16 vers 13 en 14. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik. Die my is Jesus Christus, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Hierdie ken, geliefdes, is nie 'n algemene ken nie. Hierdie ken is 'n persoonlike, intieme ervaring en belewenis, wat gepaard gaan met 'n openbaring dat hy die Seun van God is. Die apostel Johannes skryf ook in 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Geliefdes, die vroeë Christene het ook hulle geloof versterk deur hulle verhouding in die kennis van Christus en die Vader. Paulus skryf soortgelyke dinge aan ons. Hy skryf in 2 Timoteus in die 1 hoofstuk die 12de vers skryf hy, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hoor jy wat sê Petrus? Hy sê nie in wat hy geglo het nie, hy sê in wie hy geglo het. Hy glo in Jesus Christus. Is dit nie baie mooi nie? Halleluja, loof sy naam. Nou as jou geloof gebou is op 'n vaste fondament, dan is jy nie onseker oor jou redding nie, geliefdes. Mag ek vir u 'n gedeelte in Job aanhaal. Job 22 vers 21 sê, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê
Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Kan nie dit, hoor hoe sê hy dit in Engels, hy sê, now acquaint yourself with him, and be at peace, thereby good will come to you. Job 22:21. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons onsself kan acquaint met U. Dankie Heilige Gees, dat U Jesus vir ons 'n werklikheid maak. Ons waardeer U. Amen.